Familiekerk Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders. Gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. En die alles skepen, sing nou saam. En alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Goeiemôre familiekerk, altyd lekker om saam met julle te kuier en soos julle kan sien, vandag het ons 'n verrassing hier by ons. Ons het vir Chantay wat vir ons kuier hierso, maar nie net vir vandag nie, vir hierdie jaar of ons weet nie hoe lank nie, soos wat die Here dit in sy hart het. So ons gaan op die einde 'n bietjie gesels met Chantay en is regtig van baie exciting om jou hier by ons te hê, Chantay, hoor jy. Maar net voor ons daarby kom, wil ek 'n gedagte by ons laat vir vandag. So, eerste vraag wat ek vir jou wil vra volgende is, wie van julle is die oudste in die huis? Okay? So, soos Ina is die oudste, jy die oudste? Is dit Chantay? My ma is my gesê. Ja, obviously, vir die kinders. Hoeveel kinders is julle? Ons is 3. Okay, en jy is die oudste. Ek is ook die oudste, so julle is in goeie geselskap. Julle is nie geselskap van die oudstes, of dan soos wat ons dit ook sal bekend staan as die eersgeborenes. En daarom het ons mos reg. Is dit nie so nie? Surprise, surprise. So ook, miskien kan ek vra, wie van julle was al eerste gewees in jou klas, in akademie? Of wie was eerste gewees in atletiek?
Ek weet jy hardloop graag, nee. Maar jy hardloop wat kort afstand nou. Lang afstand. Lang afstand. 3000, 4 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers. Sien jy? Dat gaat. Het jy al 'n paar keer gehardloop? Ja. Was jy ooit eerste geweest? Nee, Ek wil net sê paar keer is baie vandag. Ja. So, maar die ding is wat baie interessant is van ons ou menslike spesies nie, is ons kan amper nie onsself help om onsself te vergelyk. En wat ons doen is ons vergelyk onsself gewoonlik met die ouens wat beter is as ons. Of miskien moet ek vir julle gou so vra, wie van julle is die rykste hierso rond? Dis iets wat ons sommer oor praat, hè. Want as jy net aan dink byvoorbeeld, as jy sien by jou werk word jou payslip baie mooi toegemaak sodat niemand anders dit sien nie, want kan jy dink die chaos wat daar sal wees en wat dan kan veroorsaak as mense mekaar se inkomste begin sien. Dis maar net eenvoudig hoe ons is as mens. En weet jy wat, is my baie interessant dat selfs in jou koninklike wêreld is dit al van selfsprekend dat die oudste is die een wat die kroon gaan dra, jy weet. Die plek waar ek groot geword het, in die plaas, in die Karoo, was dit so half aanvaar dat die oudste seun is die een wat die plaas gaan erf. En dan moet dan maar uitgesorteer word vir die res. En selfs ons sien dit in die Bybel ook, dat die eersgeborene is die ene wat alles kry. Maar tog, as jy mooi gaan kyk, is dit eintlik glad nie so nie. En dis waaroor vandag gaan. En ek wil graag die storie gou verduidelik om dan naby uit te kom. En dit is Jesus se woorde waar hy gesê die eerste sal laaste wees en die laaste sal eerste wees. Nou, gou vir interessantheid, as ons teruggaan en gaan kyk in die Bybel, die heel eerste twee boetas wat so 'n bietjie rusie gehad met mekaar, Kain en Abel, né? Kain was die oudste gewees, maar vir een of ander rede kies God vir Abel om sy offer te aanvaar. Ons sien dieselfde met Isak en Ismael. Isak is die jongste, maar God het hom aanvaar. Ons sien dieselfde met Jakob en Esau, is 'n tweelingbroer wat gebore is, en tog was Esau die eerste ene gewees. En op die einde van die dag het Jakob die eerste geborene reg gekry. Selfde met Josef en sy broers. Josef is een van die jongstes gewees. En dan seker die klassiekste voorbeeld was die storie van Dawid en Saul gewees. Die mense kom en hulle kies vir hulle 'n koning op uiterlike voorkoms wat groot en sterk is en mooi is, maar die Here kies anders. Die Here kyk na jou hart. En daarom kies hy vir Dawid op grond daarvan wat die Bybel sê, Dawid was iemand na God se hart gewees. So wat beteken daai hele gedagte dan van die wat eerste is, sal laaste wees, en hoe moet ek en jy dit verstaan? Want daar in Matteus 20 is 'n baie interessante storie waar Jesus vertel van die man wat 'n wingerd gehad het, soos 'n boer wat 'n wingerd het. Nou, ek bedoel, as jy nou dink in ons terme vandag, hoe dit sal werk, jy sien baie keer hoe mense rondstaan, hulle soek werk. Nou dis wat gebeur het daar, die boer het gekom en hy het 'n paar ouens vroeg die oggend gevat en hy het met hulle ooreengekom om hulle denare te betaal, kom ons sê maar R100 vir die dag se werk. En die ouens sê, "Sjap, my bra is reg, ons gaan werk vir die dag." En hierso so teen 11:00 se kant, sê die boer, maar hy gaan nie sy werk klaar kry nie en hy gaan haal nog 'n paar ouens en hy kom het ooreen om hulle te betaal 'n denarie of R100. En hulle sê, "Sjap, my bra is reg, kom ons gaan." En so hierso teen laatmiddag sien die boer, maar hy gaan dit definitief nie maak nie. En hy gaan haal so waar is vir nog 'n paar ouens en hy kom met hulle ooreen om vir hulle ook dieselfde te betaal. Nou, toe dit by betaaltyd kom, gebeur dit nou iets baie interessant. Hy sê toe vir die ou wat vir hom hulle moet betaal, begin vir my by die ouens wat laaste begin werk. En hy gee toe vir hulle elkeen R100. En die ouens wat toe nou eerste is wow, dis so exciting, want obviously, ons was die heel dag hier, ons het in die warmtyd van die dag, dat ons gesweet toe ons gewerk het, obviously, gaan ons meer betaal word. Dit was net logies sin. En toe die ouens hulle geld hier kry, toe kry hulle presies dieselfde as die ouens wat heel laaste gekom het, en hulle sê, die Bybel sê, hulle het geprotesteer, ek sou ook, ek soos, wat, hier is die kommunistiese systeem, wat gaan jy aan? En
Jesus sê toe iets verskriklik belangrik vir hulle. Hy sê vir hulle, het ons nie ooreengekom om vir julle dit te gee wat ons besluit het nie. En hulle sê, ja, maar nog steeds. Ouens, nou dis wat gebeur met genade teenoor verdienste. God kyk na ons hart, nie na ons hande of na ons werk nie. En nou kom ek vir jou sê, 'n baie gevaarlike plek, en hoor my hart reg, 'n baie gevaarlike plek kan soms die kerk wees. Want ons word groot in die kerk, en dan dink ons, omdat ons alles gedoen het wat reg is, en ons het altyd nog die regte ding gedoen, hard gewerk vir die Here, dat op grond daarvan kan ek en jy in die hemel ingaan. Op grond daarvan gaan ons beloning kry. Dis nie hoe dit werk nie. Die enigste manier hoe ons beloning kan kry, hoe ons hierdie genadegeskenk van God kan kry, is deur geloof. Ons kan dit nie verdien nie. Net daarna in Matteus 20 gaan Jesus en hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ouens wat eintlik die eerste is. Ouens wat eerste gestaan het in sy klas. Ouens wat eerste gekom het in wie weet wat. En hy sê vir hulle, weet julle wat, hoe gaan jy in die koninkryk van God inkom? En dan maak hulle 'n klomp reëls en 'n klomp goed wat jy moet nakom om in die koninkryk in te kom. En Jesus sê vir hulle, nee, dit werk nie so nie. Die wat eerste is, sal laaste wees. Die enigste manier wat ek en jy kan inkom in die koninkryk van God, dat ons in die hemel kan ingaan, is deur genade, is nie deur ons verdienste of deur hoe goed en hoe slim en hoe fantasties ek is nie. Dit is nie waarop dit gegrond is nie. Interessant genoeg, net daarna kom Jesus en hy praat met sy disippels, en een van Jesus se disippels sy mamma kom en sê, hoor, kan my kinders asseblief nog die belangrikste plek kry in die hemel, daar langs jou, aan jou regterhand en een aan jou linkerhand. En Jesus sê vir, ek dink jy verstaan dit so 'n bietjie verkeerd. Hier gaan dit nie oor verdienste nie. Dit gaan nie oor hoe goed jy is en wat jy kan doen nie. Dit gaan oor God en sy genade. Daai R100, hy het besluit, dit is vir enige iemand wat, maak nie saak op watter punt jy jou keuse maak nie. Dis soos die man wat aan die kruis gesterf het. Hy kon niks doen om God te probeer beïndruk nie. Al wat hy gedoen het, is hy uitgeroep en gesê, Here, wees my genadig, en dat ek vandag saam met jou in jou koninkryk kan wees. Hy kon niks doen om dit te verdien nie. Dis wat Jesus bedoel het, toe hy gesê, die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. Ons kan dit nie verdien, julle. Dat is onmoontlik dat ons God se koninkryk kan verdien deur goed te doen. Ons kan dit slegs doen deur ons harte oop te maak en te sê, Here, ek het jou nodig. Ek kan nie op 'n ander manier in hierdie koninkryk kan kom nie. En so word ek weergebore en daarom kan ek in die koninkryk van Jesus ingaan. So, dit is ons hart en ons passie familiekerk, as ons dink aan waar ons is in die jaar wat vir ons voorlê, dat ons net vir onsself weer sê, Here, kom ondersoek my hart, en ek wil seker maak dat my hart voor U reg is, en nie wat ek kan doen nie. So, dit is vir ons baie lekker, jy weet, kom ek gou vir julle so van my kant af net vertel van Chantay, en ons het destyds met een van ons uitreike, soos julle weet, is ons hart en ons passie vir ander lewens en gemeenskappe, en een van ons uitreike, wat ons noem Heroes, waar ons na skole toe gaan, en waar ons stories vertel van Jesus, mense gebruik wat net vir die kinders opgewonde maak. Ek sal nooit die dag vergeet dat ons by hierdie skool was, by sekondêr, Swellendam sekondêr, wat ons die dag daar was die. En weet jy, dit was een van die besonderse skole vir my gewees. En ons het alles aangebied aan die einde van daai dag, toe ek die evangelie met die kinders deel. Toe het ek nie eers geweet, Chantay is daar nie, maar daar so 'n jong seun hier voor my gestaan, en almal se oogies was toe gewees. En as ek dit nou mag sê, dit is nie die invloedryke deel van Swellendam nie, dit is die onbelangrikes, die laastes in ons samelewing, hoe ons dit sal sien. En hierdie jong seun het hier voor my gestaan, en ek het so afgeloop in die paadjie, en ek het begin bid, almal se oë was toe gewees, en ek sal nooit dit vergeet nie, hoe die trane so oor daai kind se wange geloop het.
swart seun, maar dit was vir my so mooi geweest want dit het so geblink op sy gesig. En dit het so uitgestaan vir my want ek het besef op daardie oomblik is daar iets wat ons as mens nooit sal verstaan wat gebeur met ons hart, met ons gees nie. En dat ek ervaar op daardie oomblik hierdie kind se lewe het vir ewig verander. En wat ek nie geweet het nie, is Chantytjie is toe ook daar so, en na die tyd kom hallo sê, en ek weet die Here het haar lewe ook aangeraak, en so het ons paadjies begin kruis, en sy baie diep in ons harte kom kruip, toe ons daar gaan uitreik werk, doen dit in Swellendam en met jokes, het sy by ons kom bly in die Karavaanpark, en en hier is ons vandag, jy weet, so dis... Kom thuis. Jy het jou behoorlik op thuis maak daar, so nie. En dit was so spesiaal geweest. Sy het eintlik letterlik om intrek by ons. Ons het vir haar tent gekry, sy daar gebly. En sy het so hard gewerk in daai tyd, jy weet. Maar weer eens, ouens, daar kan ons dit nou sien. Dit gaan nie oor, jy weet wat ek vir die Here kan doen nie, maar dit gaan oor ons harte. So Chanty, miskien kan jy sommer net so ons in 'n minuut vertel, jy weet wat het in jou hartjie gebeur? En hoe die Here hierdie pad met jou gestap? Oom Pieter, die dag toen Pieter bij de school was, oom Pieter, die waarde van die geld was R100. Ik onthou die meisje wat voor oom Pieter gestaan het. Oom Pieter nooit, oom Pieter het die R100 geskeer op een manier, een stukje, maar niet baie nie. En oom Pieter het die R100 getrap en oom Pieter het alles gedoen met die R100 en oom Pieter sê die waarde van die geld sal nooit verander nie, net soos jy. En hy oomblik het ek deur baie gegaan. Ek het deur selfmoord gegaan uit dag en ek het vir die Here gesê, ek kan nie meer nie en ek wil ook nie meer nie en my waarde was, ek het soos iemand wat niks gevoel het nie, maar toe stuur die Here oom Pieter na die skool toe en my waarde het daar verander en almal was okay, ek was, het lyk ek is happy, maar ek was nie happy in die skool. Maar as God praat met jou oor jou waarde, en daar het ek my waarde weer teruggekry, en die storie van oom Pieter oor die waarde van jou, het by my gestak tot vandag toe, en ek sal nooit dit vergeet nie, en ek het vir die Here gesê, as ek net sulke mense in my lewe kan kry, wat my kan opbou, selfs die tye wanneer hulle nie weet, hulle bou my op nie, sal ek nog steeds my waarde kan hou, omdat ek weet, God is genadig aan my. Selfs die tye wanneer ek selfmoord wil gepleeg het God gesê, dis nie jou lewe nie, jy lewe dit nie vir jou nie, want ek het die lig, ek het die asem deur jou neus geblaas, sodat jy kan lewe, en dis waar ek my waarde teruggekry het, deur die boodskap wat oom Pieter vir my ingraad IAF gegee, nie graad IAF, en dit het my hele lewe verander. So, familie kerk, ek dink, dis ons hart, en ons begeerte, jy weet dat ons besef, die Here kyk na ons waarde, nie op grond van dit wat ons doen nie, maar op grond van dit wat hy gedoen het. So ek kan dit nie verdien nie. Ek en Chanty, daar's geen manier wat ons dit kan verdien nie. Dit gaan oor dit wat hy vir ons gedoen het. So kom ons bid saam, en mag dit vir jou ook so waar wees. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom stil raak hier voor u, en dat ons herinner word aan die feit, dat hoe u ons sien, ons waarde is nie gegrond op dit wat ons kan doen, Here, maar op wie ek is as mens. En nie hoe ek myself eers sien nie, maar hoe u my sien, Here. So dankie, Heilige Gees, dat u vir elkeen van ons waar ons op hierdie oomblik is, en waar jy sit daar op hierdie oomblik, dat jy bewus sal wees van die feit, van hoe die Heilige Gees, hoe God die Vader jou sien. En al wat jy hoef te doen is om te sê, Here, hier is ek. Maak jou hart oop en sê, Here, hier is ek. Ek wil nie laaste wees nie. Ek wil in u koninkryk wees. En die oomblik as ek deur daai deur stap en ek my hart oop maak, dan is ek eerste in sy koninkryk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. I love you,
For your mercy never fails me. All my days you have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness